Take a heart that's broken, make it over again. But I know a man who can. I can take a soul that's sincere, watch it whiter and slow, but I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of the way, but I call him Jesus. For he's my dearest friend. If you feel no one can help you, and your life is out of hand, well, I know a man who can. I can walk upon the water, calm the dark and raging seas, but I know a man who can. I can cause my eyes to open, make the lake to flow again, but I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of the way, but I call him Jesus, for he's my dearest friend. When you feel no one can help you, and your life is out of hand, well, I know a man who can. Well, I know a man who can. Hallelujah. I know a man who can. Dank u, Here. Halleluja. Here ons prys. Jesus. Ek het vaak gevra om spesifiek daardie liedjie te sing, maar ek het nou nie gedink dit gaan my so raak nie. Jesus. Kan almal wat omstandighede het, almal wat in situasies is, ek wil hê jy moet jou hand opsteek en moenie terughou nie. As jy omstandighede het en jy situasies in jou lewe, dan wil ek hê jy moet jou hand opsteek nou. Want ek steek myne op. As jy sonder omstandighede en sonder situasies in jou lewe sit, ek dink nie dit kan wees nie. Ja, Ek sien elke aand, die Here sien elke aand. Elke aand. dank u, Here. Die Here ken elkeen se omstandighede. My God, Jy Here. kan maar die hande sak. Dank u, Jesus. Dank u.
Ek wil graag vanmôre op 'n ander wyse wil ek bedien. Ek wil gebruik maak van 'n illustrasie. Die Here het 'n hele rukkie terug. Het die Here met die boodskap, dis ook voor ons spesiale diens aan die einde van Februarie, begin van Maart, waar die tema van die naweek was, Jesus kan. Amen. Toe het ek reeds hierdie boodskap gehad en my tema was gewees, Jesus kan. Amen. Halleluja. Jy weet, ons is almal vasgevang in omstandighede soos die hand opgesteek het in situasies. En hierdie omstandighede en hierdie situasies jaag nie net jou stresvlakke op nie, maar dit put jou liggaamlik en geestelik, dit put jou uit. En deurentyd toets dit ook jou verhouding met die Here en dit toets ook jou geloof. Amen. Maar vir die wat die Here ken, het ons daarin 'n voordeel en 'n voorreg, want wanneer ons in daardie omstandighede in ons lewens verval, en jy kom in situasies waar jy weet, jy is in jou menslike hoedanigheid en in jou menslike krag, kan jy nie daar uitkom nie, dan het ons die voorreg om te bid na 'n lewende God. Amen. En ons kan vra, Here, sal U nie vir my 'n oopweg, 'n uitkoms stuur? Sal U nie vir my 'n oplossing gee nie? Here, sal U nie vir my 'n deur oopmaak of 'n weg baan nie? Want ek kan dit in my eie wese, as 'n gewone mens, kan ek dit nie doen nie. Ons kan vra dat die Here ons help. En weet jy dat die Here stuur altyd hier vir ons uitkomste. Amen. En hy stuur vir ons oplossing. Amen. Maar ons as mens sien dit baie maal nie raak nie. Ons kyk dit nie, ons sien dit nie raak nie. Waarom nie? Want ons is onseker oor wat die Here vir ons kan doen. Amen. Ons is onseker oor wat die Here vir ons kan doen. Ek wil graag vir ons lees uit Matteus 8. Die 4 verse, Matteus 8 vers 1 tot 4, dit is die hoofstuk net na die bergpredikasie. Broers en susters, julle kan aandagtig luister, saam lees as julle Bybels het, of ons is nou bevoorreg om die skerms hier te hê. Matteus 8, die opskrif daar is die genesing van 'n melaatse. Hy sê toe hy van die berg afkom, en hy praat van Jesus, het groot menigtes hom gevolg. En daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as U wil, kan U my reinig. Dit is ook ons teksvers en ons kerngedeelte vir die boodskap vanmôre. En hy sê, Here, as U wil, kan U my reinig. Amen. Vers 3, daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil. Word gereinig en dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. En Jesus sê vir hom, pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Moses voorgeskrywe het tot 'n getuienis vir hulle. Kom ons sluit die oë. Here, ek is in my totaliteit vanmôre afhanklik van U. Ek is net 'n mens. Here, ek is hier as 'n bruikbare kruik. Here, instrument, Here, waardeur U kan werk. Here, ek is vanmôre self afhanklik van hierdie boodskap. In my gebed is, Here, dat die wat daarna luister, dit sal ervaar en ontvang soos wat U dit vir my gegee het, en soos wat ek dit ook ervaar het, Here, in my stilte. Ek pleit so my lip onder die kosbare bloed. Here, ek pleit elke oor wat daarna luister onder die kosbare bloed. Here, ek bid sodat elke hart vanmôre die deur daarvan oopgesluit sal wees, terwyl U sê dat U staan voor die deur en die klop, laat ons U sal inlaat vanmôre. Bid so, Here, dat die Gees van die Here sal lei, en ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil vanmôre vra, en dit is ook pastoor Michael, hy het op 'n stadium gesê, hy wens dat die gehoor kan die boodskap ervaar, Halleluja. soos wat hy dit ervaar, wanneer die Here dit met jou deel en dit vir jou gee. Dit is my begeerte ook vanmôre. En ek wil werklik waar vir u vra, dat u vanmôre u gedagtes hier laat gaan.
nie buite nie, dat jy dit heerlik gaan. As jy jou oë moet sluit jou oë, maar ek wil hê, dat jy moet vir jouself 'n beeld skep, soos dinge afspeel vanmôre. Jy moet vir jouself 'n prentjie skep, leef jouself daarin. En ek glo vertrou dat die Here gaan die boodskap dan so vir u ook duidelik maak. Nou ek gaan vir Samuel vra vanmôre, my seun, om my te kom help met hierdie illustrasie. Praise die Here. Staan so net. Nou Samuel sit op die oomblik in omstandighede, nie werklik nie, ek is seker, maar moet nie worry, nou is dit by. Samuel sit in omstandighede, en hy het situasies waarmee hy moet deel, en hy weet nie hoe om daarmee te deel nie. Halleluja. Want hy kom agter dat hy swak, hy is maar net 'n mens. En Samuel maak 'n besluit, en hy sê ek gaan bid, en ek gaan die Here vra om my te help. Yes. En Samuel gaan en hy gaan begin bid, en hy vra, Here, sal u nie asseblief vir my die uitkomste stuur vir hierdie omstandighede waar ek myself bevind nie? Sal die Here my nie asseblief red Halleluja. en my uit hierdie las wat ek op my skouers dra, dit net van my afneem nie? Sal U my nie vanmôre help nie, Here? En die Here stuur vir Samuel sy uitkoms in die vorm van 'n stoel. 'n plek waar hy kan gaan sit as oorwinnaar oor sy omstandighede. Maar Samuel is onseker. Hy weet die Here het hom uitkoms gestuur. Maar hy kyk na die uitkomste en hy dink vir homself, kan dit wees? Is dit dalk nou ek? Of is dit werklik die Heilige Gees of die Here wat my help? En hy is onseker oor die saak en hy maak 'n besluit. Hy sê hy gaan vir broer Henny skutter bel. En hy jaag vir hom Henny en hy sê om Henny. En hy vertel vir broer Henny sy omstandighede. Hy sê broer Henny, hy sê kom ek het gebid. Hy sê ek het ervaar dat die Here moontlik dalk iets gedoen, maar ek is onseker daaroor. Sal oom Henny nie asseblief saam met my intree vir hierdie saak hê? Sal oom Henny nie asseblief saam met my bid, Here, dat die Here my sal uitkoms gee nie? In getrou glo gaan broer Henny en hy sonder 'n paar dae af. En hy kom en hy besluit dat hy kom in sy gees agter dat die wil van die Here is dat broer Henny nie werklik betrokke moet wees nie. Maar broer Henny tel dit op. En hy skakel vir Samuel terug en hy sê, Samuel, om Henny het nou gebid en gemaak soos jy gevra het. Maar ek ervaar in my gees dat die Here wil nie regtig werklik met jou praat deur my nie. En dis het ek nie vir jou 'n direkte antwoord nie. Halleluja. En Samuel raak verward. Hy sê oom Henny, maar wat dink oom Henny moet ek doen? En broer Henny gee vir hom 3 wyse goed. Hy sê wag op die Here, vertrou op die Here en bid sonder ophou. Amen. Goeiemôre en totsiens. Sit Samuel en hy dink so 'n bietjie en hy dink nee wag, ek is nog nie seker nie. Ek is nog nie seker nie. Hy gaan sy beste vriend bel. Nou sy beste vriend weet nie net die binnekant vir 'n Bybel of 'n kerk nie. Maar hy besluit hy gaan hom bel, dis sy beste vriend en hy kan sy hart nie oopmaak. En hy bel sy vriend en hy vertel hom alles van vooraf. En in 'n oomblik se tyd voel hierdie vriend soos Dr. Phil. En Dr. Phil gee vir Samuel sy opinie. Nou sit Samuel met sy hande in sy hare. Hy het gebid en die Here het vir hom uitkoms gestuur, maar hy's onseker. Hy het vir broer Henny gebel en broer Henny het gesê 3 dinge. Wag op die Here, vertrou op die Here. Amen. Bid sonder ophou. En natuurlik die cherry koek is dat Dr. Phil sy opinie gegee. En hy is verward. Praise die Here. Maar Samuel, jou omstandighede het van so aard geraak nou, dat hy moet nou 'n besluit maak. Hy kan nie langer uitstel nie, sy grasietyd is verby. En nou moet hy besluit watter een
van hierdie 2 stoele is sy stoel, sy uitkoms wat die Here gestuur het. U sal vra, hoekom is daar 2 stoele? Dan wil ek vir u sê, die een stoel is die werklike uitkoms wat die Here vir sy ouens gestuur het, wat die Here vir ons stuur. Die ander stoel, die oomblik wat Samuel sê, ek is onseker, wat maak hy? Hy twyfel. Die woord van die Here sê in Efesiërs 4:27, hy sê, gee die duiwel geen plek nie. Halleluja. Die oomblik as jy begin twyfel, dan is daar 'n kraak in jou plan. Jy veroorsaak 'n kraak in die plan van die Here. Halleluja. En die duiwel slaan sy vingers in. En deur sy eie menslikheid skep hy vir hom 'n plan B. Nou moet jy besluit, my seun. Watter een van hierdie 2 stoele is die sitplek wat die Here vir jou gee om te gaan sit as oorwinnaar? En as jy jou keuse gemaak het, wil ek hê jy moet hom toe stap en jy moet op hom gaan sit. Maar wacht so 'n bietjie. Staan. Jy is my seun. Jy is vir my 'n kind. En ek is vir jou 'n vader. En omdat ek vir jou lief is, wil ek hê jy moet die regte keuse maak. Hierdie stoel is die regte keuse. Maar daai keuse lê nog by jou. Maak jou keuse. Toe Petrus saam met die ander disippels in die stormsee was, en hulle sit in die bootjie en hulle kyk na hulle omstandighede, toe is daar 'n benoudheid by hulle. En Petrus kyk en hy sien Jesus, hulle sien Jesus op die water aankom. Wat is Jesus vir hulle? Die Here is vir hulle 'n uitkoms. Die Here is hulle oplossing. En Petrus sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En die Here sê, kom. En in daardie oomblik haal Petrus sy aandag van sy omstandighede af, en hy klim uit die skei uit en hy begin na Jesus toe loop, sy aandag gefes op sy uitkomste. En binne oomblikke toe begin hy wonder en hy kyk rond en hy vat sy aandag van sy uitkomste af. Here Jesus Christus, en hy sit dit weer op sy omstandighede. En wat gebeur? Hy sink. Maar toe hy sink en hy val in die water, toe Jesus hom nie gelos nie, Petrus steek sy hand uit, hy sê, Here, red my. Wat doen Jesus? Hy sê, kom. Hy skop hom nie een kant toe nie. Hy werp hom nie uit nie. Hy help hom op. En hy stap saam met hom. Want weet jy hoekom? Ek weet waarop gebaseer hy gekies het dat daardie stoel sy uitkoms is. Want terwyl hy na die uitkomste kyk, toe begin Samuel mos nou onseker raak en hy wonder. Gee die duiwel geen plek nie. En die duiwel kom en hy sê, Samuel, as jy mooi kyk, sal jy sien daai een poot lyk anders as die ander. Halleluja. En hy los hom so bietjie dat hy kook. En kom weer en hy sê, Samuel, as jy mooi kyk, sal jy sien daai poot lyk of hy karton en maaskiet uitgemaak is. En Samuel wonder. En 'n tydjie later kom die duiwel by hom en sê, Samuel, as jy kyk alleen daar 'n stuk poot langs daai stoel, dit lyk amper soos deel van die stoel. En Samuel kom tot oortuiging en hy sê, dis onmoontlik dat die Here vir my daai uitkoms sal stuur. Daai stoel sal nie die gewig van my omstandighede kan dra nie, en hy maak die verkeerde keuse, en hy gaan sit op daai een wat hy self plan B uitgedink het. Pastoor Marius spreek, hy sê, die duiwel gee vir jou 'n illusie van dit wat nie werklik is nie. Halleluja. Jesus sê, hierdie is jou uitkoms. Gaan sit maar. Want dan stuur die Here vir jou 'n uitkoms. Halleluja. 'n stoel wat uit papier gemaak is, kan ek jou waarborg, kan jy op hom gaan sit, want dit is
is nie mense wat gestuur het nie. Dit is Jesus wat daai uitkoms gestuur het. Al is daai stoel, daai uitkoms gemaak uit wonderheid, kan jy met jou hele omstandighede gewig, kan jy op daai stoel gaan sit, want dit is die uitkoms wat die Here vir jou gestuur het. Nie 'n mens nie, nie 'n pastoor nie, niemand behalwe Jesus nie. Amen. Vertrou op wat die Here kan doen. Ek het vanmôre die hande opgesteek. Ek dink hier daar was hand was altyd af was behalwe die kind. Maar miskien in die stilte die Here ken. Almal het hulle hande opgesteek. Amen. Sit. Ag, wat het vir hierdie stuk stoel. Amen. Amen. Is jy opgewonde? Amen. Julle is baie stil. Ek is opgewonde. Praise Amen. As ons gaan kyk, prys hy soete naam. As ons gaan kyk na vers 1. Hy begin dan sê hy, en toe hy van die berg afkom, het 'n groot menigte hom gevolg. Nou moet ons verstaan dat dit is net na die bergpredikasie. En hierdie klomp mense wat saam met Jesus beweeg, is mense wat reeds gehoor het wanneer Jesus predik. Amen. Hulle het moontlik het hulle gesien die wonderwerke en alles wat Jesus doen in sy almag. En dit is mense wat reeds tot inkeer gekom het moontlik, wat self dit ervaar het, genesing, wonderwerke, en hulle is die groep mense wat saam met hom beweeg. Nou as ons gaan kyk, as ons kyk na Matteus 4, die hoofstuk net voor die bergpredikasie, dan gaan ek vir julle lees, wat sê dit daar? Matteus 4, ek gaan nie skrif die hoef nie saam te lees nie. Matteus 4, hy sê, Jesus het die hele Galilea rondgegaan. Met ander woorde, die Here Jesus het in sy menslike vorm het hy deur Galilea beweeg. Verder sê dit, rondgegaan en hy het in al die sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en kwaal onder die volk genees en die gerug aangaande Jesus is versprei oor deur die hele Sirië. Verder sê die woord dat hulle het na hom gebring, almal wat ongestel was en gekwel was deur allerlei siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiekes en verlamdes en hy het hulle gesond gemaak. Amen. Nou ons weet nie presies hoeveel mense dit was. Ons weet Jesus het 25.000 mense kos gegee met die visse en die broodjies. Maar as ons kyk wat die woord sê, dan sê dat Jesus hy self het deur Galilea beweeg. Maar gerugte aangaande hom het deur die hele Sirië beweeg. Galilea beset het 'n grondoppervlakte van 1900 vierkante kilometer met 3 miljoen mense populasie. Sirië beslaan 185.000 vierkante kilometer en het tussen 22 en 25 miljoen mense. Dit is 'n potensiële 28 miljoen verlore siele wat by Jesus kon uitgekom het as hulle geluister het wat hy gesê het. As hulle geluister het na die gerugte en hom gaan volg het en agter hom aan beweeg het. Vir interessantheid, weet u hoeveel Christene is in Sirië oor vandag? Minder as 2%. Verlore siele. My Lord. Vers 2. Ons kernvers. Hy sê, en daar het 'n man gekom. Nou kom aan my laaste geleide in hierdie tyd was iets verskrikliks. As jy in Levitikus 13 en 14 gaan lees, ek dink daar's 116 verse wat gaan net oor die siekte melaatsheid, die mag en mag nie wat die leier mag doen, die genesingsproses, die offeringsproses en alles wat daarmee gepaard gaan. Levitikus 13 en 14. Nou hierdie man
Wanneer daar mense in jou nabyheid Jesus. gekom het, wanneer jy as melaats geïdentifiseer is in die stad, dan is jy uit die stad uit gedrywe. Jy moes nie buitebuite gaan woon en daar vir jou sorg. En wanneer mense jou pad langs sou kom, of jou nabyheid sou wees, dan moes jy jouself luidrigtig bekend maak as onrein of as melaats, uitgeworpe. Weet jy dat die melaatse, hierdie man sit, soos wat Samuel met sy omstandighede, maar ons omstandighede is, dan het ons 'n behoefte en ons het 'n begeerte. My begeerte is, ek wil uit die omstandighede uitkom. Ek wil sorgeloos aangaan met my lewe. En my behoefte is dat die Here my daarvan sal verlos. Ek wil net normaal wees, maar hierdie las wat ek op my skouers dra. En hierdie melaatse man het met dieselfde ding gesit. Hy is uit die stad gewerk. Hy het hierdie behoefte en hierdie begeerte om by sy vrou en sy kinders te wees moontlik. Hy wil net normaal wees, hy wil in die stad werk, hy wil 'n salaris verdien. Hy wil net gewoonweg rond beweeg as 'n mens, as deel van die populasie. Maar hy is uitgewerk uit die stad uit. Jesus. En dan verder gaan die skrif en hy sê, en hy het voor hom neergeval. Dankie, Here. Nou wil ek graag hê dat jy vir jouself nou hierdie beeld moet skep. Jesus. Dit is ook 'n prentjie mense, baie keer help dit om iets te verstaan. Hierdie melaatse man wat in die buitewyke van die stad, buite die stadsmure woon, hy moet homself nou so versteek, want hoe lank die bergpredikasie ook al mag geduur het, sien ek hierdie melaatse man versteek homself agter bosse en agter rotse. Halleluja. Terwyl Jesus die bergpredikasie predik, terwyl hy wonders en tekens verrig, sien ek hierdie melaatse wat homself versteek agter die bosse en die rotse, want hy wil nie hê die mense moet hom sien nie, want as hulle hom sien, gaan hulle hom verjaag en hy gaan nie hoor wat Jesus sê nie. Halleluja. Terwyl Jesus predik, is hy hier agter die bosse, en hy is hier agter die bosse en agter die rotse, en hy hoor, en hy sit by homself en hy dink, terwyl hierdie man praat, hierdie man met homself Jesus die seun van God noem. Hy is onmoontlik 'n normale mens nie. Hy is nie 'n gewone man nie. Daar's iets anders aan hom. En hy op aanluister soos Jesus beweeg, so beweeg hy saam. O, Here, prys sy soete naam. En hy kom op 'n stadium en Jesus praat en hy sit by homself en dink en hy sê, Here, U moet die seun van God wees. Ek is totaal oortuig. Hy raak oortuig terwyl hy daar sit en luister na Jesus. Hy raak oortuig terwyl hy sien wat die Here verander kan doen. Want wat hy vir jou doen en wat hy vir my doen, kan hy ook vir ander doen. Amen. En die man steek homself weg. Jesus. Verder sê daai skrif, hy sê, en hy het voor hom neergeval. Halleluja. Skep die prentjie verder. Ek sien hoe die melaatse man hier agter die rots wegkruip. Sy lyf is seer en hy stikkend. Maar hy het hierdie las wat op sy skouers dra. En hy luister wat Jesus sê. En hy kyk en hy sien hier kom hierdie klomp, magtige klomp mense, so gewemel van die berg af. En hy versteek hom bietjie dieper weg. En terwyl die mense so afbeweeg, kan hy Jesus nie sien nie, maar hy hoor die stem van die Saligmaker. Hy hoor die stem van Jesus Christus. En hy wag sy beurt af. Hy wag vir 'n geleentheid. En op 'n stadium, toe sien jy dat die mense wat so om Jesus drom, is asof hulle so begin oopmaak in 'n vee. En toe hulle so begin oopmaak, toe kom Jesus so stadig tussen hulle deurgestap. My broer en suster, ek sien hoe vat die melaatse man sy mantel vas, en hy vat sy geleentheid en hy begin hardloop. Hy sê, ek stop nie vandag nie, voor ek nie by my uitkom nie. Ek stop nie voor ek nie my oplossing bereik nie. En hy hardloop na Jesus toe, skoon uit sy sandale uit. En hy val op sy knieë voor die Here Jesus, met sy hande omhoog waar die stof so staan. Halleluja! Prys die Here! Halleluja! Hy sê,
woorde. Hy sê, Here, Jesus. as U wil, kan U my reinig. Prys die Here. Halleluja! Halleluja. Halleluja! Hy het nie meer 'n gruitjie twyfel nie. Hy het tot volle inkeer gekom. Hy het tot die volle besef gekom dat hierdie man is verseker Jesus die seun van God. Hy sê, Here, as U wil, weet jy wat nee in daardie oomblik? As hy sê, Here, as U wil, net soos U en ek, Dankie, Here. weet elkeen, my suster sit in omstandighede, ek weet het, ek sit op in omstandighede, my vrou ook, Jesus. die oomblik wat hy sê, Here, as U wil, toe vat hy daai pakkie met die behoeftes en die begeertes. Ek wil by my vrou en my kinders wees. Ek wil in die stad rond beweeg. Sy behoeftes, ek wil genees wees. Ek wil net normaal leef. Toe hy sê, Here, ek wil, toe vat hy daai pakkie en hy sit dit in die hande van Jesus. Want hy is ten volle oortuig. Hy is die seun van God. Halleluja! En ek dink by myself en sê, Here, as U vandag sê ja, dan is U ja, en ek is genees, en ek gaan normaal in die stad aangaan, by my vrou en my kinders, ek sal so bly wees, maar Here, as U vanmôre sê nee, dan is U nee ook nee, want U is God, en ek gee my alles vir U, in U hande, nie my wil nie, maar U wil, Jesus het dit gebid, in Getsemane, Jesus. as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nog nie my wil nie. Jesus. U wil, Jesus. En hy gee die pakkie vir Jesus. Hy gaan verder. Jesus. Hy sê, ek kan nie my reinig. Hy gee alles oor na die Here. Prys sy soete naam. Here. Halleluja. Dis onrein. Dis onrein. Prys die Here. Terwyl hy voor Jesus op sy knie staan, sien ek terwyl die stof nog so lê, so hang. Jesus. En hy sê, Here, as U wil, kan U my reinig. Here. In daai oomblik, toe Jesus so in sy oë kyk, Oh, ek dink Jesus Christus het geglimlag. my Want Lord. hy het gesê, ek kan hierdie man niks smeek, ek het nie nodig om hom te preek nie. Ek het nie nodig om te probeer oortuig nie. Ek kan in sy oë sien en ek sien hoe die Here sy hande onder sy arms druk en hy tel hom op uit sy omstandighede uit. En hy maak hom vry. En die Here Jesus sê vir hom, ek wil. My broer en suster, as jy vanmôre elkeen wat sy hand vanmôre opgesteek het, ek wil hê jy moet op jou voete staan. Staan op jou voete as jy jou hand opgesteek het vanmôre vir jou omstandighede en die situasies waarin jy jouself bevind. Here. Steek jou hande in die lug en sê, Here, as U wil, kan U my omstandighede verander. Sê dit hardop. Hierdie malaatse man het nie gefluister nie, hy het gesê, Here, as U wil, kan U my omstandighede vanmôre verander. Prys die naam. Prys sy soete naam. Prys die naam. As jy oortuig is, jy moet ten volle oortuig wees, Dankie, dat Here. wanneer hierdie omstandighede, wanneer Jesus jou uitkoms is, Jesus. dan wil ek hê die stoel waarop jy gesit het, Here. as jy verseker is, dat dit is die uitkoms wat die Here vir jou gestuur het vanmôre, vir wat ook al jou omstandighede mag wees, dan wil ek hê jy moet in die geloof met jou hele gewig van jou omstandighede sit weer op jou stoel. Prys hy sy naam. Jy, die Here leef. Die Here leef. Prys hy sy naam. En nou gaan jy met die mense. Wat gaan met die Here? En wat hy vir jou kan doen? Want jy moet nie twyfel nie. Prys hy sy naam. Halleluja. Terwyl ons ook na die nagmaaltafel toe gaan, Prys die maar Here. ek het dat jy moet besef, en jy moet sien in die geestesoog, Dankie, Here. terwyl die Here Jesus aan die kruis hang,
mekaar het geskeur. Hy is jou uitkoms gewees. Daar waar Jesus gehang het, was 'n oop deur wat eens gesluit was. Want ons as mens sal nie onder die wet kon oorleef nie. Hy was vir ons die deur gewees, hy was ons uitkoms. Jy moet hom vanmôre aanneem as die uitkoms. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. As jou omstandighede groter as God is, dan moet jy voor hom gaan kniel. Daar is niks groter as Jesus nie. Daar is geen omstandighede groter as Jesus nie. Hy is, hy was, en hy sal altyd nog wees. Ons gaan in die nagmaaltafel kry sy soete naam. Oh, halleluja. Terwyl ons na die nagmaaltafel toe gaan ook, wil ek vra, dat wanneer u hierdie kelkie vat, wanneer jy daar die broodjie vat, moet dit net eet en sluk nie. Vat vanmôre, en jy kan ook nie vir iemand anders as omstandighede intree nie, maar jy kan na die tyd, dan vat jy daai broodjie, en voordat jy hom eet, dan sê jy, Here, dankie vir my uitkomste, dankie vir my oplossing, dankie vir die stoel wat u my in gaan laat sit as oorwinnaar, oor my gewig van my omstandighede, wat was in die verlede tyd, wanneer jy die bloed van Jesus neem dit in oorgawe, want hy het gesterf, hy het gesê, stuur my, want ek kan sien hierdie mense in hulle swakheid, gaan nie vir hulle self kan uitkoms bewerkstellig nie, maar ek sal gaan, as hulle uitkoms, uit hulle omstandighede, prys sy soete naam, God seën sy woord, skreeu eenmaal, in oorwinning, Jesus staan, Jesus staan, Amen. Praise the Lord.